Jeremia hoofstuk 2. Al die weermagoffisiere, ook Johanan seun van Kareag en Asaria seun van Hosaja, asook nog mense uit elke vlak van die samelewing het gekom en vir die profeet Jeremia gesê: Bid ernstig en tree vir ons in by die Here jou God. Soos jy kan sien is ons maar net 'n klein groepie mense wat oor is aan die volk wat ons eers was. Vra die Here jou God wat ons moet doen en waarheen ons moet gaan. Hierop het Jeremia gereageer en gesê: Goed, ek hoor wat julle wil hê. Ek sal tot die Here julle God bid soos julle versoek. Ek sal dan vir julle sê presies wat sy antwoord is. Ek sal niks vir julle wegsteek nie. Hulle het vir Jeremia gesê: Mag die Here 'n betroubare getuie teen ons wees as ons weier om te doen wat die Here, u God, u gestuur het om aan ons oor te dra. Of dit nou goed of sleg is, ons sal die Here ons God gehoorsaam. Ons het jou na hom gestuur om raad te vra. Dit sal met ons goed gaan as ons hom gehoorsaam en doen wat hy sê. Na 10 dae het die Here vir Jeremia 'n antwoord gegee. Jeremia het Johanan seun van Kareag, die weermagoffisiere en ook die gewone mense uit alle vlakke van die samelewing laat roep. Hy het vir hulle gesê: Julle het my na die Here, die God van Israel gestuur om julle versoek voor hom te stel. Die Here sê: Bly hier in die land. As julle dit doen, sal ek julle opbou en nie afbreek nie. Ek sal julle plant en nie ontwortel nie. Ek is jammer oor al die ellende wat ek julle moes aandoen. Moenie langer vir die koning van Babel bang wees nie, sê die Here. Ek sal julle nie in die steek laat nie. Ek is by julle teenwoordig. Ek sal julle van sy oorheersing vrymaak. Ek sal meegevoel hê met julle, sodat hy ook meegevoel met julle sal hê. Dan sal hy julle in julle land laat bly. Maar julle sal aan die Here julle God ongehoorsaam wees as julle sê: Ons wil nie in hierdie land bly nie. Nee, ons wil in Egipte gaan bly. Daar sal ons vry wees van oorlog en die geluid van die ramshoring wat mense oproep vir oorlog of hongersnood aankondig. Luister dan gerus na wat die Here sê oor die mense wat in Juda oorgebly het. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê: As julle volhou om na Egipte te gaan en daar te gaan woon, sal die oorloë wat julle vrees julle daar in Egipte tref, en die hongersnood waarvoor julle bang is, sal julle agtervolg, en uiteindelik sal julle in Egipte doodgaan. Dit is wat vir elkeen van julle wag as julle aandring om in Egipte te gaan bly. Julle sal daar in die oorlog sterf of van honger omkom, of 'n siekte epidemie sal julle tref. Niemand van julle sal ontvlug of die rampe oorleef wat ek oor julle sal bring nie. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê: Net soos ek my woede en my toorn op die inwoners van Jerusalem uitgestort het, net so sal ek maak met elke persoon wat na Egipte toe gaan. Julle sal 'n vloek wees, iets afgrysliks. Hulle sal met julle spot en julle naam gebruik om ander mee te vloek, en julle sal julle eie land nooit weer sien nie. Die Here sê vir julle wat in Juda oorgebly het: Moenie na Egipte toe gaan nie. Onthou hierdie waarskuwing wat ek vandag vir julle gee. Julle het 'n fatale fout gemaak toe julle my gestuur het om tot die Here julle God te bid en te sê: Sê net vir ons wat die Here sê en ons sal dit doen. Vandag het ek presies vir julle gesê wat hy sê, maar julle sal nie gehoorsaam wees nie, nes julle nog nooit gedoen het wat die Here julle God gesê het nie. Julle hou mos aan dat julle in Egipte wil gaan woon. Julle kan verseker wees dat julle daar in oorlog of aan honger of aan siekte sal doodgaan.